Jy kan nou ook dalk die gedagte hê wat my aanvanklike gedagte ook was, dat as ons nou oor Jesus die koning nadink, is dit darm 'n sleg, moeilike teks om daarvoor te gebruik, waar Jesus eintlik verloor, aan die kruis doodgemaak word, magteloos is. Dis so anders as 'n koning behoort te wees, né? Dis nie 'n lekker teks om die jaar mee af te sluit, die kerklike jaar mee af te sluit nie. En oor te gaan na die feestyd wat nou voorlê, wat vir ons almal lekker is, die adventstyd waar ons uitsien na sy koms na die aarde, dit weer op Kersdag gaan vier, en ook na sy wederkoms, sommer dat Christus se koms na ons toe, advent. Maar nou lees ons, toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle vir hom Jesus daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, hierdie mense wat hom gekruisig het, die soldate, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie, hulle doen iets, maar hulle besef nie die diepte daarvan nie. En daar by die kruis het hulle sy klere verdeel, deur daaroor te lood. En ons weet mos, lotery is eintlik dat jy al vir God inroep om die beslisser te wees. Hier maak hulle dit ook nou nog goedkoop. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat die God uitverkies is. Soos hy dan nou mos ook gereken het, hulle gesê, soos hulle gereken, hy dan nou ook gesê het hy is. En die soldate, hulle het ook vorentoe gekom en hom bespot, en hulle het vir hom suurwyn aangebied, en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself, jy wat dan nou so magtig is, ne? Want daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een wat daar gehang het die eerste een tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die vraag wat ek vir die kindertjies hier voorgevra het, is vir elkeen van ons belangrik. Wat is jou idee, jou verstaan van 'n koning? Die kinders kyk nou nie genoeg televisie nuus en so nie, maar gewoonlik as ons aan 'n koning dink, dan dink ons aan koning Charles. Of die wat skaak speel, sal nou dalk eers gedink het aan daai skaakstuk op die bord wat ook 'n koning is. In die spel van oorlog wat op die skaakbord gespeel word, is daai ou baie belangrike ene. Miskien die kinders dalk dink jy ook nou aan
Ek moes dit nou eers gewys het. Dink jy ook aan die veeverhale, waar 'n koning baie belangrike rol in speel, né? Koning Rosekrans, as vir liewe Heksie se geval. Julle het mos almal, jy moet daai stories onthou om nog vir die kleinkinders te kan vertel, né? So jy kry verskillende forme van konings. Trouwens, ons in Suid-Afrika is bevoorreg, as jy dit nou so wil noem, om 10 konings hier te hê, wat ons met ons belastinggeld ook mee versorg. Die een is koning Swelithini se opvolger, ek kan nou nie sy naam onthou nie, die koning van die Zulus. Ons buurland het 'n vreeslike ryk koning, koning Mswati die 3de. Hy het 3 of 4 Maybach motors, jy weet, dit is nie, en hy het 'n hele vloot, ek dink hy het 8 of meer vroue, of 12 vroue ook so, ek meen, dan moet jy weet wat geld hy moet hê. Dan gebruik ons ook graag die term konings. Daar was op 'n stadium, ek weet nie of dit nog so is, die Eastern Province Kings, nee, die rugby span, toe hulle vir hulle naam kon kies hulle naam van die konings, om wat te sê? Om te sê, ons is die beste, ons is aan die top van die ding. Maar nou die interessante is, dat ons verkies eintlik 'n demokrasie. Ons verkies nie konings nie. Want hoekom sal dit wees dat ons vir 'n demokrasie gaan, waar die volk kies, die mense kan kies? Dis eintlik wat die woord tog maar beteken. Nou as jy mooi daaroor nadink, het 'n geleerde een keer vir ons gesê, toe ons nou daar in die kweekskool te ou van Holland kom praat, het hy vir ons kort verduidelik, demokrasie beteken dat jy het die reg om jou reg weg te gee. Nee? Nou wat ons doen is, as ons gaan stem, dan gee ons die reg vir die DA, vir die ANC of vir MK of vir wie ook al, om vir die volgende 5 jaar my reg te hanteer, namens my op te tree. Ek vertrou jou sodanig dat ek bereid is, maar in effek wil ek self eintlik, het ek self 'n rol in die besluitneming. En dit is vir ons nogal vreeslik belangrik. Dis nie in die monargie so nie. Die monargie is nou as ons nou aan koning Charles dink, hy is nou 'n regte koning, maar hy doen nie meer 'n koning se werk nie. Want die werk van 'n koning was eintlik om te beskerm en te sorg vir sy onderdane. En as die koning dit reg gedoen het, sy werk reg gedoen het, dan was almal tevrede en gelukkig. As hy sy werk nie reg gedoen het nie, dat mense in opstand gekom en gesê, nee, ek kan 'n beter keuse maak, ek wil self kies. Die interessante is, ek dink hierdie lus vir die demokrasie sluit aan by die feit dat ek ook my eie persoonlike koninkryk het. En dat ek nie my persoonlike koninkryk sommer van wil ontslaa raak of wil weg nie. Dis hoekom ek vir die kinders ook gevra het, maar wie is koning in julle huis? Eintlik is hierdie kindertjies, het hulle almal hulle eie koninkrykie. En probeer hulle almal hulle eie koning wees. Dis hoekom kinders in die terrible twos ingaan. Want hulle begin dan besef en dan begin hulle beklei om hulle eie standpunt gestel te kry, eie smaak, ek eet nie dit nie, ek eet dat en ek wil nie dit hê nie en ek wil nie dit nou doen nie, ek is mos in beheer van my lewe. In die tienerjare kom dit weer na vore, want dan begin die kinders hulle self losmaak van hulle ouers. Hulle moet ook, dit is 'n lewenstaak, want hulle gaan toch nie heeltyd in die huis bly nie. Maar dan kom daai konflik ook, want die kind moet sy eie koninkryk reg leer hanteer, en as pa en ma sê, so moet jy as koning van jou koninkrykie optree, dan is hulle dalk van 'n ander mening toegedaan en stem nie saam nie. En dan, jy weet, ag, ek hoef nou nie daaroor te praat, ek dink julle verstaan wat ek wil sê. As ons nou sê, Jesus is ons koning, wat bedoel ons dan? Want aan die een kant is ek my eie koninkrykie,
Dis prakties so in my huis. Ek moet tog, waar ek verantwoordelik is, moet ek tog my eie besluite neem. En die kinders ook, hulle moet ook leer om nie boelie gedrag toe te pas nie, maar om in verhouding met almal te lewe op die regte manier, want hy is die koning van sy lewe. Maar Jesus, as ons sê Jesus is ons koning, en ons lees hierdie gedeelte weer, waar Jesus daar aan die kruis hang, hoe ruim dit met wat ons verstaan van 'n koning? Iemand wat in beheer is van die terrein wat aan hom toegesê is. In Jesus se geval is die terrein wat aan hom toegesê is deur God sy Vader die hele aarde waarop ons lewe. En lyk Jesus soos 'n koning as hy daar aan die kruis hang? Dit bring my by die vraag, as die Bybel dan die beeld, of die metafoor kan 'n mens dan ook sê, as God, as Jesus hierdie beeld kies, wanneer daar gepraat word oor God se rol in die praktiese deel van ons bestaan, van elke dag, hoe moet ons dit verstaan? Wat is die inhoud daarvan? Is hy soos koning Charles, wat daar is, maar net seremoniële hoof, maar ons kan ook nie by hom uitkom nie? As jy nou Londen toe gaan en gaan kuier, jy kan daar by Buckingham Paleis verbystap, maar jy kan nie sê, ek wil gou 'n bietjie gaan tee drink daar binne nie, kan ek inkom nie, of klop aan die deur nie. Hy is onbereikbaar. Is dit die beeld van Jesus? So 'n soort koning? Wat is die bedoeling daarvan? Die bedoeling wys vir my op 'n manier baie prakties in die teks van vandag. Baie prakties. Praktischer as wat ek verwag het. Jesus hang aan die kruis en hy is eintlik verlore. Hy gaan dood. Dis tog wat die boodskap beteken as iemand sy kruis dra. As jy sien daar loop 'n ou en hy dra kruis, dan weet jy dis tickets met hom. Hy gaan nou binnekort vasgekap word en hy gaan dan dood. Daar's nie uitkomkans vir hom nie. Nou hang Jesus aan die kruis en langs hom hang twee misdadigers wat ook dieselfde probleem het. Hulle gaan binnekort dood, hulle weet dit, hulle kan nie daar afkom nie, dis verby moet hulle. En die ene ou kom en hy besef, ek weet nie of hy dit dalk nou by Jesus jy weet die verhoor daarvoor op Pilatus al by was, of hoe hy dit besef het nie, maar hy het agtergekom aan die manier van hoe Jesus optree, en hy het agtergekom weens sy eie nood waarin hy is, dat hier is iemand anders. Hierdie een wat hier in die middel hang, is iemand anders. Hy het 'n tipe gesag, hy het 'n tipe waardigheid, wat 'n mens amper nie sou verwag daar nie. Hy vloek en skel nie, terwyl hy die spykers inkap deur sy hande en sy voete nie. Aan die ander kant is daar 'n ou wat dalk gevloek en geskel het, toe hulle vir hom daar vasgekap het en gespoeg het en gewes het en alles, en hy's vol van sy eie self en hoe hy nie daar moet wees nie, en sy laaste ding wat hy doen is nog juis om koning van sy eie lewe te probeer wees, en hy vra dan vir Jesus, jong, kom, red vir ons almal, jy is, as jy dan nou so magtig is, hoe jy sê jy is. En hierdie ander misdadiger sê, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Nou wat sou hy daarmee verstaan het? Wanneer u in u koninkryk kom, met ander woorde, u koninkryk het hy gedink, lê nog voor. Dalk het hy daarmee gedink, dink aan my wanneer ons dood is, en ons in die nuwe bedeling is,
wat die koninkryk van God is, soos hulle as Jode dit dan ook maar tog destyds verstaan het. Dink aan my as alles verby is en môre sal ek nie saam dood wees. Dink aan my dan. En wat doen Jesus dan? Jesus antwoord vir hom: vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom jy die verskil agter? Jesus sê nie vir hom wat jy vra sal gebeur nie. Jesus sê nie vir hom there's a pie in the sky when you die en ek sal saam met jou daar wees nie en jy sal ook nou daar wees, ek sê vir jou dit veilig nie, seker nie. Jesus sê nie vir hom vorentoe nie, natuurlik gaan dit so wees, maar Jesus sê vir hom vandag, nou sal jy met my nie in die koninkryk wees nie, in die paradys. Nou wat is die paradys? Ons gebruik hierdie woord om daai, noem het maar posisie van die gelowige te beskrywe, waar die wat nou al klaar dood is, klaar geleef het hier op aarde, waar ons by Jesus, by God is, maar jy weet, tot tyd terwyl die wederkoms plaasvind, wanneer almal voor die troon van God sal verskyn. Ons as gelowiges sal nie weg van God wees nie. Maar as Jesus dit nou vir daai moordenaar aan die kruis gesê het, vandag sal hy saam met my in die paradys wees, het die ou nie gedink aan hoe ons nou vandag dit verstaan nie. Waaraan kon hy gedink het? Aan Genesis 1. En hoe was die paradys? Hoe was die paradys? Dit was 'n plek waar die mense en God heg saam was, waar daar 'n goeie verhouding was, waar God met die mens, by die mens kon kuier het en saam met hom in die aandwindjie geloop het. Dit was 'n plek waar die mens totaal en al versorg was, waar daar 'n oop verhouding tussen God en die mense was, totale toeganklikheid en vrede en vervulling as gevolg daarvan, maar ook liggaamlike versorging. Hulle kon eet van die vrugte wat daar is, beskikbaar was in die paradys, en alles, dit was wonderlik 'n ideale toestand geweest. En nou sê Jesus vir die ou, nie oormôre of môre wanneer jy nou dood is aan die kruis nie, maar vandag sal jy saam met my in hierdie vrede wees, want Jesus spreek hom eintlik vry van sy sondeskuld, want hy kom en hy sê, Here, ek kry wat ek verdien, maar wees my genadig. Dis tog die implikasie. En Jesus erken dit, en hy sê vir hom, vandag sal jy met my in die paradys wees. Jesus sê nie vir hom, jy moet nou nog so 12 uur, 15 uur dalk vasbyt hier aan die kruis nie. Jy gaan nou nog hier hang, en jy gaan al hoe moer word, want die aan die kruis versmoor hou eintlik, want jy raak later te moeg om jou liggaam op te lig, om jou longe vol lug te kry. En later kom hulle, as jy te lank uithou, dan breek hulle jou bene, dat jy nog nie eers met jou bene vir jou kan optrek nie. Dit is 'n vreeslike lyding gewees, wat vir hom voorgelê het. Die man het dit geweet, want hy het anders seker gesien. Hulle destyds baie mense, die Romeine het baie mense gekruisig. Jesus sê nie vir hom, byt vas, jy's op jou eie, maar as jy nou klaar vasgebyt het en jy gaan dood, dan sal ek vir jou by jou wees, sal jy by my wees. Nee, Jesus sê vir hom, vandag. Dis asof, ek dink nie die ouer het besef nie, maar ek glo uit iets daarvan belewe, dat die paradys toestand, die vrede van God, die gerustheid, die versorging, wat 'n koning behoort te doen, om te versorg, omdat hy kan, wat 'n koning doen, wat 'n koning kan, dit het hy gedoen, vir hierdie man gegee, en ek glo, word het nou nie vir ons vertel nie, dat hierdie man sy laaste tyd nie sonder God was nie. Hy nie op sy eie alleen gelos was nie. Ek sê nou, ek glo so, ek verwag so,
Maar is dit nou iets wat ek het met duim uitsuig, want dit staan ons nou nie in die Bybel nie? Nee, ek suig dit nie uit met duim uit nie. Ek het dit al genoeg gesien in die lewe, in 2025, in 2024, in die afgelope tyd. Hoe mense gelowiges wat swaar kry, wat siek is tot die dood toe, wat onmenslike pyn deurgaan, hoe hulle nie onversorg is nie. Hoe daar 'n koning is wat kan en inderdaad vir hulle sorg en by hulle is. Totdat hulle ook klaar maak hier op aarde. Want ons gaan almal klaar gelewe kry hier op aarde een of ander tyd. Maar die koning wat ons het, Jesus, het hier aan die kruis, toe hy magteloos daar gehang het, gedemonstreer en gespreek en gewys dat hy inderdaad ook daar die koning is, want hy kan en hy sorg. En hy gee dit vir hierdie man. En hy gee dit ook vir ons. Daarom erken ons vir Jesus as koning. En daarom kyk ons met ander oë na die wêreld. Al is hier baie koninkryke, die koninkryk van die Zulus en die Pondus en ek weet nie wat alles nie, en die Swazis en die koninkryk van Engeland en die koninkryk van Holland en Swede, maar ons sien ook 'n ander koninkryk raak, wat op 'n ander vlak ook opereer as bloot die praktiese. Natuurlik is God se koninkryk ook in die praktiese waar, maar ons sien dat hy ingryp en by ons is en ons nooit alleen los nie. Kan jy daarvan vertel? Ek meen, kom ek vra dit anders, ondervind jy dit? Het jy dit al so ondervind? As jy dit nou nog nie self so agtergekom het nie, gaan luister maar. Gaan luister maar in die oggende, Liselde Bruin se program hier van 7 uur af. Daar's baie mense wat vertel hoe die koning van die ganse heelal vir hulle in die praktyk van hulle lewe kom bystaan en help. Vra maar vir, ag, jy sal weet wie. God is 'n koning wat kan en wat daarom sorg, soos 'n koning behoort te doen. Ek het aan die begin gesê, ons het ons eie koninkrykies, en dis reg. As jy 'n selfbeeld het en selfstandig is, beteken dit, jy het 'n koninkryk. Jy het 'n terrein by die plek waaroor jy in beheer is. By die werk het jy ook 'n koninkryk, veral as jy in 'n bestuursposisie is. Maar selfs al is jy nie in 'n bestuursposisie, is jy die koning van daai spenners en die goeders waarmee jy die ou se kar regmaak. Van daai motor wat jy kan regmaak, byvoorbeeld. Die vraag is daarom, watter plek kry Jesus in jou koninkryk? Want ons leer ons kindertjies dat hulle in hulle koninkrykie vir pa en ma 'n plek moet gee, want pa en ma is bietjie meer magtig en kan bietjie beter sorg. So hulle moet vir pa en ma as konings in hulle koninkrykie inkorporeer. En ook vir die onderwyser by die skool en ook vir die dominee in die kerk en so aan. Jy weet, ons moet ons koninkrykies ondergeskik stel aan 'n groter saak. En daarom is dit 'n belangrike vraag, watter plek gryp Jesus, dwing hy af in jou koninkryk nie, want hy is 'n God van liefde, hy forceer nie, hy kom met liefde en hy vra dat jy sal antwoord met liefde. Daarom vra ek vir jou, watter plek kry Jesus? Watter plek maak jy oop vir Jesus as koning in jou koninkryk? Wat maak jy met die monargie wat nie van hierdie wêreld is nie? Nou, hoe werk dit? As jy vir Jesus koning plek gee in jou lewe, sal dit dan altyd net alles goed gaan?
Gaan lees weer 'n slag Hebreërs 11. Waar die geloofshelde se name genoem word. As voorbeelde van mense wat God vertrou het om koning van hulle lewe te wees. En dan word daar gesê, hulle het nie op aarde dit alles gekry nie, maar hulle het gesien. En dan gaan die Hebreërskrywer oor na hoofstuk 12 toe. En hy sê vir jou en vir my, hardloop die wedloop, die oog gefestig op Jesus. Die koning, wat hierdie wedloop voltooi het na die kruis. Na die kruis het hy opgestaan uit die dood om te bewys dat hy inderdaad kan en die oorwinnaar is. Hou hom voor oë, wat so 'n stryd teen hom verdra het, nie moed opgegee het nie. En in die proses raak van die laste ontsla, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en hardloop met volharding, want ons ken die koning, en ons kan hom vertrou, en ons weet dat die verhouding met hom is nie 'n verhouding van dwang, maar van liefde, waar hy vir ons genadig is, en vir ons lief het, ten spyte van wie ons is. Daarom het hierdie ou wat aan die kruis gehang het en niks kon doen nie, hy het besef dat hy niks kon doen nie, en hy het gesê, Here, dink aan my, wanneer u volledig, dan nou wat hy nou seker bedoel, koning is en in beheer sal wees, maar dink aan my, ons kan vra, Here, dink aan my, want u is koning, u is in beheer, en ek sien u sorg. In Psalm 112 vers 7 staan daar van die regverdige, en sy woord vir gelowige. En daar staan daar van die gelowige, die regverdige in vers 6 sal nooit wankel nie, die gelowige nie. Hy sal altyd onthou word. Nie beteken dat ek nou vir hom sal onthou na hy dood is, maar hy sal onthou word van hom wanneer hy swaar kry en wil wankel, sal God van hom onthou. En daarom vir slegte tyding is die gelowige nie bevrees nie. En nou kyk jy, dan sê hy is gerus, emosionele taal, né? Gevoelstaal, hy is gerus, hy vertrou op die Here. Weer gevoelstaal, hy voel hom veilig, hy is nie bevrees nie. Hy sal op die ouend die nederlaag van sy vyande aanskou, van die siekte van wat ook al. Op die ouend gaan ons die siekte afsterf, en die siekte bly agter en ons gaan dan. Om nou maar een voorbeeld te noem. Christus is koning. Wat beteken dit vir jou in jou omstandighede? Die CSV het toe ek nog kind was die CSV, die Christelike Studentenvereniging se lese, maak Jesus koning. Dit was 'n goeie bedoeling, né? Want hulle werk was om met kinders te praat, of hulle te help dat Jesus koning in hulle lewe word, en dat Jesus, maar toe het hulle al gaande besef, maar dis 'n verkeerde formulering. Ons hoef nie vir Jesus koning te maak, hy is klaar koning. Daarom het die CSV hulle lese verander na Jesus is koning. Jesus is koning, maar ek kan hom blok en hom sê ek wil jy nie toelaat nie. Soos ek die kindertjies, my klein kinders ook, partykeer vir hulle ouers wil blok en sê nee, ek wil nie so maak nie. Amen. Ons hemelse Vader, baie dankie dat u deur Jesus Christus koning is op aarde, en dat u dit prakties maak as koning Gees, heilige goddelike Gees,
wat ook in my gees vir my help. Amen.